Ek wil soms net kaaskoek eet wat net kaaskoek is. Soms wil jy net sê, ek's oor dit. En ek dink dit is iets wat ons baie vir mekaar sê. Welkom in Marula Media se sitkamer. Ons is die Kultuurkliek. Ek is Nizaan en hier sit Joa en Leonie. En ons is weer op ons pos om te gesels. En vandag wil ons net sê, ek's oor dit. En ek weet nie van julle nie, ek wil sommer so met die deur in die huis vir ons dit die regte manier om dit te stel. Ja, pragtig. Ek is oor, en dit is nou 'n baie snaakse ding om te sê as 'n vermaakjoernalis, maar ek is oor Hollywood bekendes. Punt. Punt, almal van hulle. Almal van hulle. Wow, het almal iets aan jou gedoen. Almal. Ek sien 'n post op sosiale media. Hoor dit. Wat van hulle? Ek voel net dit word die hele tyd in ons hele afgedruk. Ons moet praat oor daai en wat 'n maar is, en ons moet praat oor daai en wat 'n vet is, en ons moet praat oor daai en wat daai rok gedra het, en ons moet praat oor daai en wat nou weer skuif van haar man, of daai en wat gecheat het, of ek is net, hoekom moet ons omgee? Ek dink miskien is dit maar net die feit dat die wêreld besig is om te brand, as mens dit so kan stel. Soos daar is 'n oorlog aan die 'n gang. letterlike oorlog. En mense is besig om te wonder of iemand Ozempic gebruik, Of Emma Stone werklik haar oë laat lig sy het. haar oë laat lig het, of besig om haar ribbes te kritiseer. En dan wonder ek maar net, soos, waarmee is ons besig? Wat doen ons? Maar ek is skuldig want ek klik nog steeds op daai. Ek klik nog steeds op daai. Maar dit is die Onthou, kultuur wat geskep is. Onthou net, ons het ook 'n natuurlike, jy weet, aanvoeling vir daai tipe van goed. Ons is maar uit die mense wie ons is maar geïnteresseerd in daai tipe goed. Ek dink dit is maar net die onderwerpe waarmee die bekendes hulle self dalk besig hou wat Ja. vir ons 'n bietjie moeisaam raak op 'n stadium. Mense is nie meer altyd lus vir hulle half privileged probleme, jy weet, terwyl daar regtig Baie. erge goed in die wêreld aangaan nie. Dit is wat die vreemdste ding, dit voel soms hulle is in 'n glaskassie, en ons kyk na hulle, en hulle is half hierdie, en as ek nou die Engelse woord kan gebruik, untouchables, hulle is aan daai kant, hulle loop op rooi tapuite, hulle doen toekenningsgeleenthede, hulle glam, dis hulle wêreld, dit is hulle wêreld, hulle is nou en dan in 'n fliek, of wat, maar hulle wêreld is om in hierdie publieke ruimtes te verskyn, terwyl jy nou, soos wat jy nou gesê het, die wêreld besig is om letterlik te brand. En dan dink mense net, Hoekom? ek dink ek is oor die kultuur. Ja. Ek dink daar gaan altyd bekendes wees, as jy kyk na tyd, na geskiedenis, daar gaan altyd mense wees wat meer bekend is as die ander. Daar gaan altyd mense wees wat jy weet in die geskiedenisboeke gaan, weet, hulle name gaan daar staan. En as mens kyk na die akteurs, hulle verdien dit ook om daai sterre te kry op die daai Walk of Fame. Hulle verdien dit om hierdie goed te kry. Ek dink net soms, is dit nie te veel nie? Is dit nie Maar dink jy nie die rede hoekom mense dalk ook so voel nie, dit is nou toekenningsseisoen, so elke week nou is daar 'n ander toekenningsgeleentheid, en met elke toekenningsgeleentheid is daar uitlatings wat gemaak word, en daar's mode wat gekritiseer word, en daar's nuwe gesigte of nuwe haarstyl of goed. Ek weet iets wat ons al baie oor gepraat het, en ek persoonlik is oor dit, is die feit dat elke rooi tapuit geleentheid, en hierdie is nou 'n share, dis nie plaaslik nie. Elke liewe rooi tapuit geleentheid is daar nou een of ander hashtag onderwerp krisis, het sy wêreldkrisis of landskrisis wat Amerika nou ervaar, en almal voel, hulle moet 'n opinie hê, 'n baie sterk standpunt hê, dit op hulle klere plak of laat borduur of sê, in hulle toesprake melding daarvan maak. En kyk, dit is 'n groot verantwoordelikheid en 'n voorreg om so 'n groot platform te hê. Baie van hulle gebruik dit op 'n baie sinvolle wyse. Hulle is by UNICEF betrokke, of hulle sal, jy weet, af en toe 'n plasing oor 'n ding maak, maar hierdie bekendes wat hulle self uitlaat, veral op 'n rooi tapuit, veral as hulle toekenning kry, hulle besef nie hoe onkundig, uitvoeling en irriterend eintlik soms, wat ek dink, dieselfde is dit waaroor hulle praat, sinvol en goed en mooi. En Jennifer Lawrence, ek weet julle is aanhangers nogal van haar. Ek wil amper sê ek is 'n bietjie meer 'n aanhanger van haar, want sy het 'n rukkie terug te doen, sy onderhoud, ek dink dit was met Vanity Fair, toe sê sy het besluit, sy gaan nie meer uitlatings maak oor haar opinies of haar politiek of enigiets nie, want sy het besef, en sy het dit nou in soveel woorde gesê, dat sy het aanhangers, en mense wat na haar flieks toe kom, met ander woorde mense wat geld betaal,
wat nie haar ideologie en goed deel nie en sy wil nie haarself vervreem van enige kyker af nie, van enigiemand af nie. Want jy hoef nie dieselfde te voel oor politiek of oor sulke goed om iemand se fliek te geniet nie, want nou amper omdat van hulle so erg ingestel is daarop, sien ek nie meer die akteur of die karakters wat hulle speel nie, ek sien net wat hulle dink en wat hulle voel en ek sien jy mag nie 'n stem hê nie. Hê 'n stem, gebruik jou platform op 'n sinvolle manier, maar as jy baie praat, gaan dit wat jy sê naderhand nie meer gewig dra nie. Waar as jy op 'n mooi selektiewe manier 'n uitlating maak, dan dra dit gewig. So ek is oor en ek wag nou in spanning nou vir die Oscar toekennings, want dit is nou gewoonlik waar die groot verstaan. Daar's altyd iets te sê na dit. Maar ons wil juis ontsnap. Dis hoekom ons na hierdie goed kyk en ons wil ontsnap van dit af. So ek is oor daai. Ek is oor dit alles. Maar ek dink ook dit is 'n goeie balans wat akteur moet handhaaf. Hoeveel die publiek van hulle weet. Ek het destyds met Albert Pretorius, 'n plaaslike akteur gepraat en hy het vir my gesê, weet jy, ek wil nie te veel van my persoonlike lewe daar buite sit nie. Nie hieroor of daaroor nie. Dis net wanneer ek op die verhoog klim, wanneer ek in 'n reeks is, wanneer ek in 'n fliek is, wil ek nie hê mense moet my sien as Albert nie. Ek wil hê mense moet my sien as soos die karakter wat ek vertolk. Presies. En hulle, veral Hollywood bekendes wat so baie van hulle eie lewens deel en so baie van hulle eie opinies deel, daar's hierdie risiko dat mense hulle nie meer gaan sien vir oor dit is net 'n nie net 'n aktrise nie. Hulle sien dit nie meer as net 'n rol wat hulle speel nie. Hulle sien dit is Jennifer Lawrence of dit is 'n Billie Eilish of wat. Ja. Billie is nie 'n aktrise nie, maar jy weet wat ek bedoel. Ek wil sê iets wat my partykeer kan irriteer van soos die bekendes se uitlatings en goed is ek wonder net altyd by myself soos wat kwalifiseer jou om hierdie uitlatings te maak? Wie het vir jou gesê dat jou opinie in elk geval so belangrik is of belangrik genoeg is dat die hele wêreld moet omgee wat jy daaroor dink? Dit is vir my maar ook net 'n tipe van 'n seepkussie irritasie wat ek voel almal kan maar stop met dit. Ja. Ek dink almal kan maar net gaan wees net 'n akteur, sing, maak musiek, doen kuns, doen wat ook al jy doen, maar bly by dit. Kom ons los die politiek vir die politikuste. Politici. Maar veral as jy niks gaan doen, daarom dink jy my groot wat en ek is ook oor hierdie in die breë spektrum van die samelewing is daar's te veel mense met ons al die platforms het, daar's te veel praters en nie genoeg doeners. Ek kon nie nou 'n aksie dink vir doen nie. Doeners nie. Doeners nie. Daar is nie genoeg doeners nie. So as jy wil praat oor, ek weet nie, immigrasieprobleme, as jy wil praat oor hongersnood, as jy wil praat oor daai goed, dan ek luister na die bekendes wat 'n probleem daarmee het en dan weer en sit hulle aan by UNICEF of hulle doen iets sinvol daaroor. Ja. Maar as jy net gaan uitlatings maak en jy doen niks daaromtrent nie, en ek dink eintlik daar kan ons op ons plaaslike akteurs en sangers eintlik nog trots wees. Daar word nie sommer uitlatings nie, dit gaan nie daaroor om mense stil te maak nie. Dit gaan net daaroor as jy praat, sê iets sinvol. Sê iets sinvol en wat gewig dra, want anders dit word net geraas. Dit word heeltemal net dit raak weg in 'n wêreld van niks. Dis so 'n wêreld van niks en alles op dieselfde tyd. Presies. In Engels is dit baie hulle noem dit performative activism, want jy wil net op jou seepkussie staan en jy wil ook net jou stem gehoor, dat mense jou stem hoor. Maar uiteindelik wat baat dit enige iemand op die einde van die dag? Ja. En wat baat dit jouself? hoekom en elke jaar is dit 'n nuwe kwessie. Elke toekenningsgeleentheid is dit 'n ander kwessie. En ek dink ek het dit nou ook gesê, ek dink dit is okay om net soms te sê ek weet nie genoeg oor hierdie onderwerp. Ja. Ek gaan nie betrokke raak in 'n debat nie. Ja. Ek gaan nie 'n standpunt hieroor gee nie, want mense plaas jou ook outomaties in 'n boksie as jy sekere goed post of nie post nie. En waar's jou blokkie? Hoekom het jy nie 'n blokkie nie? Jy het al baie gepraat oor sakkies, die kleur sakkies wat mense, dit is baie weet jy hoekom jy post wat jy post? Is dit regtig iets wat vir jou belangrik is of voel jy dit is omdat almal anders rondom jou nou 'n vlaggie post of 'n blokkie post of 'n of hulle gesiggies pers maak op Instagram en Facebook want dit is nou 'n beweging vir geslagsgebaseerde geweld en almal doen dit, maar het jy gaan deelneem aan die aksie wat hulle gaan lê, het jy dit gaan doen of het jy net jou profile picture pragtig pers gemaak? Dit gaan nie ek dink dit mense moet net duidelik maak ons ondersteun
goed soos hierdie, Ja. inisiatiewe soos hierdie, Ja. as dit werklik 'n verskil maak. Presies. En as jy moet self besluit, maak ek my blokkie pers omdat dit vir my 'n belangrike kwessie is, omdat ek my gewig hierby gaan ingooi, omdat ek deel gaan wees daarvan, of doen ek dit omdat al my vriende dit doen en ek wil net nie uitval nie. Presies. En dit is die onderskeid om te tref, want dit is 'n belangrike kwessie, maar hoekom neem jy deel daaraan? Ja. En ek dink amper die hele Hollywood bekende daai kultuur vloei deur na almal aanlyn, almal op TikTok, almal op Instagram, want ons moet net wys, ons moet net Ja. mense hoef ook nie om dit jou opinie te weet. Nee, dis ook die ding. As jy die hele tyd gaan gee weens dan gaan dit nie gewig dra nie. Ek wil nou so 'n bietjie oor iets ligter praat en dan van wat ek Ek kan oor baie is. diep gaan in hierdie. Ja, want ek het gedink aan iets wat ek wil nie sê ek is heeltemal oor, ek is so bietjie oor dit, maar eintlik net meer want dit laat my oud voel, is in terme van die modes en goed, die herlewing of die oplewing van Y2K mode. En dit het so bietjie begin inkom die laaste paar jaar met die Birkenstocks en verstaan van die klere of van die toppies en goeders. Ek weet nie wanneer laas julle in so 'n cotton on was nie. Ek dog ek kry hartaanval. Ek praat nie net van dit lyk 'n bietjie, ek praat van dit lyk asof ek het vir jou nog gesê, as Mary Kate en Ashley dit gedra het, is dit nou in cotton on en dit is nou oral. Ek praat van daai denim rokkies, ek praat van daai sagte broeke wat so oorgevou het wat soos die wye pyp goed is. Ek praat van die groot belde wat geen doel gedien het nie. Hy het net boor gehang, hy het net daar gehang. Ja, ek weet nie of jy dit was dit 'n thing vir jou gewees het. Nee, in my tienerjare was soos die wat is dit hulle sê business casual look. Soos pencil soos skirts. die meer soos dan ek weet die krale, daai krale era en almal weet soos 'n eiltjies knoop. gedra. Ja, wat die knoop Jy knoop jou en die doopserpies. Ek kon dit moet terugkom nie. Is dit Watch. want ek was nie kans. Ek was nie 'n tiener in hierdie era nie. Ek was 'n kans. tiener in die business casual era. So as daai gaan terugkom, as mense weer begin krale dra en eiltjie oorbelle, dan weet ek dis is nou nie moeilik. Ek was 'n eiltjie hangertjie draer in 2006. Dis gesê ja. En daar was ook eintlik 'n patroon wat baie lyk soos Marula Media se Ja, logo amper. ja, daai Daai boontjie oral. boompie oorballe en ringetjies. Maar jy kry dit nog steeds feesterrein. Ja, kyk op 'n kyk Gaan dit dit nou feesterrein? of dit nou 2006 Solank dit nie daar bly. Dit Dit maak maak nie nie weer saak terug in watter die jaar jy in die feesterrein gaan rondloop, jy gaan daai oorballetjies kry, daai selfde goed. kry. Maar julle gaan Kwaad vir kry. die 90s vibes wat kom. 90s, maar daar's 'n verskil tussen soos ek meet ook alles aan Friends se seisoene. O ja. So as dit in Friends se vroeë seisoene was, dis nog okay. Letterlik Lizzie McGuire, Mary Kate en Ashley. Ek dink dit laat my net voel is ek nou al so lank lewendig dat daar nou weer dit moet nou weer terugkom. Verstaan jy? Ek kan dit nie glo nie. En dan verduidelik my vir so 'n 20-jarige sussie vir my die goed wat sy nog gekoop het en hoe cool dit is. En ek sê nee, dit is ons het dit gedra. Dalk is dit net nie vir ons nie. Daar's 'n groot herlewing van Laat die tieners nou. dit aantrek. Ja, die hulle lyk so nou die is net so soep. So julle is nie oor dit nie. Julle is dit kan maar cool. Ek gaan dit nie oor dra dit nie. nie. Ek moet vir jou sê ek sal dit nie dra nie want ek dink dit gaan 'n bietjie van 'n mat en dressed as lamb situasie die storie van my lewe. Maar ek is 'n voorstander van 'n ou Mary Kate en Ashley look. Ek dink net wat so ek weet nie, daar's my half vir die nostalgie aan die 90s en ek dink dit is ook miskien omdat ek in daai tydperk ook 'n tiener en goed was. Maar ek weet nie, daar's ook nou deesdae TV-programme en alles wat in die 90s afspeel en dit is vir my nogal lekker want daar was nie selfone en Ja. Instagram en social media en daai goed Ja. in daai jare gewees nie. So dis vir my lekker soos ek het nou onlangs daai love story van Carolyn Bessette en Ja. John F Kennedy gekyk. Dit is so goed. Ek het dit baie geniet en dit was ook lekker want dit speel ook af in die 90s. So die klankbaan is ongelooflik. Soos elke liewe liedjie wat hulle speel is 'n treffer uit die 90s en jy gaan dit ken of jy nou in die 90s groot geword het of nie. Dit is van daai liedjies wat regtig net soos longevity het. Maar wat vir my ook so lekker is van daai is ek weet nie of die paparazzi vandag nog 'n ding is nie. Net as 'n Want gebel. omdat mense maar meestal hulle eie lewens op sosiale media die ding, ek deel, dink dink meer ek nie die paparazzi is meer so agter die bekendes Nee. aan in die strate en goed nie. Maar so wat Love Story uitbeeld is hoe hierdie paartjie
gejag is deur die paparazzi toe hulle nou uitvind hulle is Dit nou was saam. erg, Ek né? meen hy is die president van Amerika se seun gewees op daai stadium. So dis basies soos die prinsie van Amerika wat met hierdie doodgewone pragtige blondine nou begin uitgaan nadat hy met 'n Hollywood aktrise uitgegaan het. So daar was verskriklike belangstelling in hom en sy nuwe verhouding. En daar's hierdie een toneel waar sy in 'n swembroekie op 'n soos 'n catamaran staan of 'n seiljag en dan neem die paparazzi haar af en dan sien sy dit in die koerant en daai skok op haar gesig om te sien hoe haar persoonlike lewe ingedring is deur iemand van buite af. En iets wat ek dadelik aan gedink het is Jennifer Lopez plaas foto's van haar eie boude op sosiale media. Soos niks is meer vandag taboe nie, julle. Ons Nee. sien soveel boude op sosiale media en miskien is dit iets wat Was ek dit ook. Madonna? Madonna het mos 'n Ek voel net dis 'n sy het 'n bietjie vol nodig. O, alles. sy het 'n Ja, kyk, ja, ons het al goed leer ken op haar Instagram. Ek dink Britney het ook eers gevolg. baie, Waar baie. jy 'n paar ekstra dele van die lyf gesien het wat nie noodwendig Ja. vir kinderoë bedoel is nie. Dit- Instagram haal dit af. Ek voel net ja, ek dink nie dit is hoe kan ek dit nou stel? Dit is nie dat ek met 'n preutse uitgangspunt hieroor praat nie. Ek dink regtig net party goed kan jy maar vir jouself hou. Dit Ja. is so. Dit voel vir my ook, dit is nog 'n ding wat ek dalk oor is mense wat letterlik elke liewe gedagte wat hulle het deur die dag, dan plaas hulle dit op sosiale media. So dis vir my regtig lekker. Ek skiet dit glad nie af nie. Ek self hou van 'n TikTok video en Instagram. Ek maak video's. Ek hou daarvan. Maar partykeer dink ek net as jy 'n gaatjie in jou onderbroek gehad het en jy wil dit met jou volgelinge deel. Soos dink net Dink jy nog daaroor. nodig nie? Jy hoef nie noodwendig dit te doen nie. En ek dink dit was ook baie keer of die argument met Prins Harry en Meghan Markle gewees. Daar's mense wat gesê het of baie van hulle argument was hulle wil privaatheid. Kyk hoe glimlag ek weet ons moenie eintlik eers sy naam opper nie want ons kan te veel goed oor sê. Maar hulle het so gesê hulle wil graag hulle privaatheid. En nou is hulle verstaan sy's op sosiale media, sy deel daagliks goed. Hulle het elke aspek van hulle lewe verkoop in 'n televisiereeks of in 'n boek of in 'n wat ook al. Maar sy het gejok, Megan, want sy wou nog in die kollig wees maar op haar eie Op eie terme. terme, dis hulle wou nie Op haar privaatheid eie vat terme. Sy wou nie die Ja. privaatheid hê waaroor Nee. sy so aangegaan het nie. Dit het niks met dit te doen gehad nie. Nee, Sy wou aangaan met haar Hollywood lewe, presies. want die Britse koninklike lewe het heeltemal te veel reëls vir haar Ja. gehad. Ek meen jy gaan nie 'n kaal foto van Kate Middleton ooit in jou lewe op sosiale media sien nie. En nie dat ek sê Meghan sal noodwendig so iets post nie, maar ek dink net sy wou nie laat gaan van die Hollywood droom nie. Nee. En dit is ook okay, maar ek voel sy moes dit eerder net so gesê En ook my vraag met dit en dit hak eintlik aan by wat jy nou gesê het ook met Jennifer Lopez is kan jy dan sê jy wil privaatheid of kan jy kla oor privaatheid of goed as jy so baie van jouself op jou eie terme daar buite in elk geval sit. Want alles wat jy daar buite sit, gee jy vir mense en ek weet ook ons sê ook net omdat dit die norm is dat mense goed kritiseer, beteken nie dit is reg nie. Want mense hoef ook nie oor alles kommentaar te lewer. Die mense moet eintlik daar buite kan sit wat hulle wil, maar jy moet ongelukkig weet as jy 'n foto gaan uitsit, as jy iets gaan plaas, dan gaan mense kommentaar lewer. Ek dink ons moet eintlik werk aan die kommentaarkultuur. Dis eintlik iets wat ons as joernaliste baie oor praat is ons sê die kommentaarkultuur is so wreed want ons sal baie keer ons hart en siel in 'n storie ingooi en dan ons sê ook vir onsself moenie gaan kyk na die kommentaar, moenie gaan kyk die kommentaar en ek dit is so lekker berig. Dit vat so 3 kommentaar dan sê jy so o genade. Okay, daar Gee ons om. Ek weet gee ons om, Marula. Ja, dit is baie hoekom lees ons nie Ja, hoekom? maar ek dink die mense leef hulle self so in hierdie bekendes se doen en late in. Die bekendes skep 'n handelsmerk en hulle gooi net posts die hele tyd in hierdie handelsmerk in en die kommentare is daar en is wild. Ek meen as mens net kyk byvoorbeeld, daar's nou nog 'n saak oor Hailey Bieber wat na bewering Justin gesteel het en nog hom gestalk het en iets met Selena en ek weet nie, daar's nou nog mense wat samesweringsteorieë oor daai hele huwelik driehoekie deel. Ek is team Selena as ons moet kante kies. Ek dink net Selena ek sal nou nie sê
sy het noodwendig gedowngrade nie, want Justin was dalk ook nou nie die beste man Ja. vir haar noodwendig nie. Ek kan hom nou nie as mens kritiseer nie, maar dit van wat ek sien is ek maar bly. Kom ek stel dit so my dogter kan maar ver weg bly van Ja, Justin Bieber. Justin Bieber. Dis 'n goeie manier om dit te Maar met Benny Blanco voel ek ook hy het net ewe skielik opgedaag. Ewe skielik was hy daar in Selena se lewe en nou is hulle getroud en hy is vir my so snaakse karakter. grillerig. Ek het 'n eintlik 'n baie oulike plasing gesien oor hulle verhouding waar sy gesê het dat dit was vir haar die eerste keer wat sy nie haarself hoef te verduidelik het aan enigiemand nie. So dit het vir haar gaan sy hoef nie te verduidelik het hoe sy is, hoekom sy voel oor 'n saak, hoekom wat kyk dit. Ek is 'n ou romantic. Ek dink ek hou vind nie dit- meer so baie van Selena Gomez nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het 'n gly gekry erns deur die loop van die jare en soos ek Nou, kan ek dit dit sê? skakel in by wat ek nou gesê het. Ek is net oor dit. Kan ek sê dit regtig sê? nie om of self moet verduidelik aan hom. Haar blush, wat is blush nou weer? Rare. Blos. O, blosse. Objektief Blossen rare. is fantasties. Rou. Ongeag haar man en haar blosse, dit is Okay. fantasties. Dit kan ons val gee. Kyk, Dit ons is kan dit wel- vraag gee en ek hou van Selena Gomez. Ek het nie enige diep gevoelens oor haar nie, maar ek bedoel maar net sy pla my nie op die jy weet as ek haar sien, Only Murders in the Building. Ek hou van haar as aktrise, sy pla my nie. Dit was net vir my snaaks toe ek sien die tipe man wat sy nou gekies het. Ja, so miskien, ek weet nie, dalk was Selena maar gepeer pressure soos wat ons gepeer pressure word om proteïene te eet die hele tyd. Julle, dit voel vir my ek kan absoluut niks in hierdie lewe doen sonder dat iemand sou gaan, "Hoeveel proteïene het jy vandag ingeneem?" 30 gram met elke Daar's maaltyd. nou al tot proteïenwater. Julle, soos Daai kan nie daai kan nie dit kan nie reël wees nie. Ek weet nie, hulle sê dit is dit net het 'n snaakse smaakie. Ek Nee. het dit nog nooit geproe nie. Ek is nie van plan om proteïenwater te Nee, dankie. Ek gaan beslis niks water drink wat uitkom in die waarskuwing. Ja. Dit het 'n snaakse Nee, smaak. nee. die disclaimer. Ek sal net jou Omdat hulle meng nou cottage cheese en alles. Ons kan nou niks meer eet sonder cottage cheese nie. Ons kan nou niks meer doen sonder om 'n eier te kraak bo-oor nie. Kan ons net Nee, ek voel ek kyk as 'n mens nou wil nou praat van die gesondheidsvoordele van proteïene, daar is baie en ons moet baie daarvan inneem. Ja, ons moet baie van ander goed ook inneem. Ja, maar die ding is wat ek net dink, dis nou weer eens vir die samelewing werk te soos ons gaan nou die Ja. extreme toe. Ja. Ek wil soms net kaaskoek eet wat net kaaskoek is. Wat nie cottage cheese in het nie, wat net 'n lekker 500 kalorieë kaaskoek met arbei wat so oor dit loop en 'n stroopie en iets lekker met koffie met suiker in eet en nie hoef te worry oor die proteïene inname wat ek nou gaan kry nie. En kan ons partykeer soos 'n breintjie eet wat nie met avou gemaak is? Wat 'n breintjie. 'n brownie. Julle, 'n breintjie. 'n breintjie. Dis nie 'n breintjie nie. Nee, maar ek het nou iets anders in my brein gehad. Soos ek net ek dink daai's baie. Daai's baie lelik. 'n breintjie. Nee, dis ons is okay. Dis sê net dis 'n 'n brownie. brownie. Daar's so seker goed wat ek nie in Afrikaans sê nie. Ek weier om te sê 'n hoender en sampioen pastei. Dis 'n chicken and mushroom pie. Jammer, dit Soos is 'n brownie is, 'n brownie. breintjie is 'n brownie. Wat is Nee, die 'n ander brownie woord? is 'n brownie. Wat is die ander woord wat ons nou die dag geleer of ek het nie geweet wat die Afrikaans was vir dit nie. O, mash. Mash. Kapokaartappels. Kapokaartappels. Ek het nie geweet nie, ek sê maar. Ek ook nie. Ja, Ek maar eet mash. ons het mash geëet in die moed. Mash of smash. Moeilike maande was dit Moeilike smash. Was dit smash? Nee. Ek is oor die proteïene ding. Ons moet gesonde eetgewoontes en gesonde fiksheidsgewoontes en alles ook. Maar die standaarde, ons het nou die dag toe praat ons ook daaroor dat die standaarde wat gestel word en ek is oor dit ook. Die standaarde wat gestel word met van hierdie gesondheidsbeïnvloeders en afrigters. Kyk, daar's van hulle wat ons het hulle nodig. Hulle leer ons verskriklik baie oor goed wat jy gedink het gesond is en nie is nie of goed wat jy gedink het ongesond is. Die meeste van hulle het 'n baie mooi of 'n preekbalans. Maar dis nie 'n volhoubare soos hulle maatstaf is nie altyd volhoubaar vir die gewone werkende persoon, ma, vrou wat ook al dit ja. So ek dink 'n mens moet dit altyd onthou, soos met enigiets op sosiale media. Jy kan nie ander mense se teikens is nie noodwendig vir jou haalbaar nie. So eet gesond, maar dis okay om jou kaaskoek en jou proteïene apart van mekaar af te hou.
soos dit is okay. Nee, ek stem En jou heeltemal breintjie, saam. jou ewe-breintjie en jou sjokoladebreintjie van mekaar af. My avokado peer O breintjie. nee, kyk verskriklik. Nee. Stop dit nou. Stop nou. Dis verskriklik. Ja. Ons is oor dit. Ons is oor daai woord. Ons is oor die breintjie. Ek dink dit is 'n baie mooi woord en ek dink ons gaan dit voortaan net Ja, want jy gaan alleen jou breintjie eet. So dit is die goed wat die Kultuurkliek laat sê, ons is oor dit. Deel met ons waaroor jy is in die kommentaar afdeling. Volg ons op sosiale media en sien vir jou volgende keer. Oh, kan ons Nee. nie dit doen nie.